Daar's sekere mense wat 'n kamer instap en jy voel dit net. Dit is nie net hulle talent nie, dis 'n presence en hierdie presence, Anelma, kan jy sien op verhoë reg oor die land, veral as jy nou dopgehou het die afgelope Desember. Darling, omdat ek nou eintlik juist vir jou wou vra of jy nog die hustle geniet van die industrie of droom jy van soos 'n hit op 'n berg en ons niemand nie, jy kan net jou gitaar vat. Ek love it. Kyk, maar die ding is ek werk corporate ook. So ek dink dis wat my vang. Ek wens ek kon net musiek maak. En dit is wat ek wil doen, maar ek het nou die laaste 8 jaar corporate gewerk en ek wil dit ook nie los nie. So dis wat my deur net dis hoekom dit so 'n tuimeldroër voel. Maar Zon, dis die ding, mense sien net die lekker shows en die reels wat jy post op Instagram ensovoorts, maar hulle besef nie, jy het ook eintlik nou nie noodwendig 'n 9 to 5 nie, maar daar is soveel administrasie wat ook saam met dit kom, né? 100%, ja. En musiek is eintlik 80% besigheid. So dit is eintlik 'n admin game op sy eie. Maar dis nie wat mense sien nie. Dis nie wat die musikante wil doen nie. Ons wil net skryf en sing. Maar jy's bekend vir 'n bietjie soulful rock, as ons dit so kan stel. Wat is vir jou die verskil tussen 'n liedjie wat cool is en 'n liedjie wat waar is? Ons praat altyd van, jy weet, jy skryf uit jou eie ervaring, ietsie wat iets beteken. Toe ek ook nou kyk na jou reel van selfbewus, toe sê jy dit so mooi, musiek is nie altyd perfek nie, net soos die lewe. Ja, nee, ek dink as dit ietsie binne iemand draai, of dit jou ietsie laat voel, dan is dit eerlik. Ja. En dit is soos wat jy sê, dit is musiek, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Ek kan actually baie goed sokkie. Rara. Ek love sokkie musiek. Ek kan glad nie Ja. sokkie nie. Love jy sokkie musiek? Love sokkie. Okay, wat is jou gunsteling sokkie song? Vat net gou 'n toer om die vloer met 'n boer. There we go. Ek love daai liedjie. Ja, dit is 'n treffer hoor. Kom ons wees net maar eerlik. Hoorie maar, jy praat nou oor corporate en musiek en die twee wat kind of meng, maar jy wil nie, maar jy wil en al daai tipe van goed, maar at the end of the day as jy 'n musikant is jy ook self jou eie besigheid of jou eie corporate business en jy het nou juist toe jy nou gesê het van die reel op social media gegaan en soos, hoorie, wil iemand saam met my 'n kom music video skiet, so vertel van die selfbewus music video. Dit was cool geweest. Dit is eintlik net, ek het nie vriende genooi nie, ek het net sy 'n party vir. Maar dankie vir die invite hoor. Daai was die invite. Ek het dit gesien nie, anders was ek daar. Ek was bang om kom te veel mense. Ons het een keer Daar was baie mense. daai was Daai swembad daai was was vol. fyn geweest. Daai by die studio lawn. Ek onthou, ek was daar, ja. Soos Was jy 100 ook daar, Nelma? Dit is 100 mense genooi. Daar was soos 'n biljoen op. Ek dink mense wat ongenooid was, het ook aangekom, Dis presies wat gebeur. So julle het weer die musiekvideo daar by die studio geskiet en daar by die swembad. Ja, dit was baie special geweest. En dit was net mense wat regtig lief is vir my musiek en ek wou net 'n goeie tyd vir hulle gegee het en ek dink dit is wat dit was. Dit was eintlik net 'n party. Ons het net geparty. Jy is ingeskakel by Route 326 hier op Groot FM 90.5 en is so lekker om die man in die ateljee te verwelkom. Dit is Zaan Sonnekus saam met ons vanmiddag. Route 326 op Groot FM. Hy sit nou op jou stoel, Anelma, hoe dit nou gebeur, hè? Maar Zaan, dink jy sou dieselfde kunstenaar gewees het as jy self nie uit 'n kreatiewe huis gekom het nie, en was dit onvermydelik geweest vir jou? Dit was nogals. Ek het dit eintlik soos gemanifest dink ek toe ek jonk was. Ek kan nie hierdie onthou nie, maar my ouers het vir my gesê dat ek altyd hierdie huis gehardloop met 'n plastiek gitaar, altyd hierdie huis gehardloop. Nee, plastiek swaar. Nee, plastiek. Ek het dit amper gesê nou dit. Maar nee, en het vir hulle gesê dat ek gaan eendag sing. Ek gaan eendag sing en Rara. ja, ek kan dit glad nie onthou nie. En kyk, my ma was 'n skrywer geweest, my sussie is 'n skilder, my pa en broer is baie, hulle is heavy link. En jou swaar is ook musikaal. Hy is 10 in die rede dat ek eintlik begin musiek maak. Vertel my 'n bietjie daai storie. Nee, hy het gesing in die kerk en ek was net soos daai is ek wil dit doen. Elke keer as ek iemand sien sing het, as ek soos dit is wat ek wil doen. En toe begin hy vir my gitaarlesse gee. Ons het nie een gitaarles gehad nie. Soos ons het baie gitaarles gehad, nie een keer gitaar gespeel nie. Ons het net gepraat. So hy het my net soos eintlik, ja, hy was soos 'n rolmodel vir my geweest, presies. Ja, hy is 'n legend. Hy's amazing, ja. En hy was my eerste gitaarspeler in die band. Voor Kyle toe nou in die prentjie gekom het. Shout-out vir Kyle. Hallo Kyle, hy's ook hier, ons gaan nou met hom chat. Hulle albei is briljante musikante, maar Kyle het die vinnigste vingers in die land. Kyle, hoe het jy beland by Zaan? Ons het saam gestudeer. Rarig. Okay, vertel gou van die studies net vinnig weer. Ek wou nou net sê relax net met jou detail asseblief. Hy het net klaar gemaak, ek het nie. O, okay, verstaan. Okay, maar waar het julle geswat en obviously musiek? Ja.
Campus of Performing Arts. Koupa. Koupa. Was jy by Koupa? Mm. My genade, ek het Ja. dit nooit geweet nie. Ah, lekker. Ja, En Kyle het swat. altyd in die kar gesit. Ek het dan in die rokersarea gestaan en Kyle het in die kar gesit en gitaar speel. Ja, natuurlik. Klink soos ek Weird op is skool. daai Dit klink ou. soos Ja, ek dis op maar skool. eintlik aan Nelma daar agter die stoute hoekies. Nee, agter die paviljoen. Ja, is dit waar jy was? Ja, nee, maar ons praat Ek nie het uit actually nogals baie genap op die hoogspringmatte. nie. Ja. Ja, dit was van. Dis 'n classic. Ja, die hoogspringmatte is mos maar die plek. Hoorie, maar ek wil jou nou eers terugvat na ons heel eerste gesprek toe, Zaan. Dis omtrent soos 4-5 jaar terug. Dit was op Random Radio met Anelma. Dit was soos hierdie nuwe release. Hierdie ou kom in met hierdie lokke en hierdie voorblad gesiggie en hierdie cool vibe en met sy eerste song en ek sê toe vir hom daai aand, hoorie, so ek wil net vir jou sê as jy nou uitloop, jy gaan definitief famous word en toe vat ek soms ek vat aan my skouer want jy gaan die sparkle kry en dan gaan jy famous word. En nou, soveel jare later, hier sit jy nou ons is op Drive Time. Jy het al die stage gedeel met Fransje van Coke en Spoegwolf en Parow en die Krone show was so huge en alles gaan net nou huge. So eerstens obviously well done. Ons is baie trots op jou. Ek is definitief en al voel jy nou so skots in 'n tuimeldroër, dis okay. Jy silly season, you have to do it. Maar wanneer sou jy sê het jy dit vir jouself begin gun dat jy dit verdien om daar te wees? Sure. Bietjie later hierdie jaar. Dit sal bietjie later hierdie jaar. O, dit gaan nog Dit kom. kom nog. Okay, so hy het nog nie daai punt bereik. Ek's baie dankbaar vir elke liewe platform en alles wat al gebeur het. Verskriklik, maar nog baie harde werk. Ons het nog eers begin hè. Nee, dit weet ek. Dit weet ek. En hy's busy. Ek wil net sê ek loop ongewoonlik so raak by in die bos ensovoorts of by ander shows waar jy nou soundcheck en so. Dan hou ek net so dop uit die skreefie van my oog. Jy is nogal hard op jouself, en ook as dit kom by kwaliteit en ek wil nou nie tegniese goed nou doen nie want dis nou 'n verkeerde jy weet, 'n dag om dit te sê, maar is dit vir jou belangrik om kwaliteit daar buite te sit? Alhoewel jy sê musiek nie perfek hoef te wees nie. Dit kom ook in by sound quality en wat jy in die wêreld wil uitstoot. Ek sou sê kwaliteit is belangrik. So sound quality, jou recording wat ook al. Ek meen ons gebruik nie die beste mics nie, of mic techniques nie. Ons letterlik soos van die songs as ons nie 'n popfilter het nie, trek ons 'n kous oor die mic want Ja. werk nie exactly. Maar ek dink kwaliteit kom in by die substance. Soos ek nou gesê het, ek hou van alle tipe musiek, maar as ek musiek wil uitsit, moet dit musiek wees wat substance dra. Ja, dit moet iets beteken. Ja, dit moet iets binne iemand kan draai. As my maag draai en ek sien okay. En dit hoef net een persoon te wees. As dit vir een persoon iets beteken, dan is dit fyn. Hoor jy nou so gepraat van ietsie wat in die maag gaan draai, nê? Wil jy nie vir ons ietsie live sing saam met Kyle nou hier in die ateljee nie? Asseblief man, en wat sal dit wees, Zaan? So, ek weet nie, wat wil julle hoor? Wat jy wil sing? Kom ons doen die nuwe ouetjie. O, ietsie nuut, 'n splinter nuwe liedjie. Nee, jy is selfbewus. Daai nie. Selfbewus. Selfbewus? Ja, doen dit. O, okay, eers selfbewus sê Anelma. Doen dit. Ek weet nou nie, hy weet nou self nie Kom wat 'n om mee te doen. verrassing. Ek Kom 'n het nou verrassing, besluit, François. Okay. Gooi. Mense moet ingeskakel bly, verrassing is op pad. Okay, maar is die verrassing nou eers bietjie later? Eers bietjie later. Ja. Okay, nee, maar as reg, ek sal wag. Okay. Is dit nie mooi nie? Hoe die see elke keer die sand wil soen, of word dit weggevee? Is dit nie mooi nie? Net ons twee. Jy bly in my kop as ek jou lankal uit moes vee. Ek het alles, maar ek het niks, ek het alles, maar iemand mis, ek het alles. So wees gerus, ek het alles sonder beheer. Kan jy my sê, hoekom het elke plek waar ek gaan is daar net 'n uur oor? Asof hulle my nie soek nie, so ek gaan lê. En my kop is oop, maar my oë is toe. Ek hou dit so met gebed wat sloer. As my oë toe bly, gaan ek hemel toe. Ek het alles, maar ek het niks, ek het alles, maar iemand mis, ek het alles. So wees gerus, ek het alles sonder beheer. Ek het alles, maar ek het niks, ek het alles,
maar iemand mis, ek is dalk 'n bietjie selfbewus, maar ek is in beheer. Ba-da-ba-ba-ba-da-ba, ba-da-ba-ba-ba, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. It is a lekker tuning actually. Ba-da-ba-ba-ba-da-ba, ba-da-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-da-ba. Ek het alles, maar ek het niks, ek het alles. En net jy mis en dit is dalk geskiedenis, maar ons het geen beheer. Ek het alles, maar ek het niks, ek het alles. Maar iemand mis, ek het alles. So wees gerus, ek het alles sonder beheer. Ek het alles, maar ek het niks, ek het alles. En net jy mis, ek is dalk 'n bietjie selfbewus, maar ek is in beheer. Ons het geen beheer. Zaan Sonnekus, dames en here, met selfbewus akoesties saam met Kyle op die gitaar daar. Hoorie, ek hou van daai deel wat jy sing aan die einde. Jy weet, ons het geen beheer, want dit is maar hoe die lewe is. Mense het geen beheer oor alles altyd nie. Alhoewel ek sê dit as 'n self-control freak, maar weet jy kan ook net soveel doen. Ons wing dit. Ons gaan dit wing, maar ek wil ook net hier na Bart toe en Zaan Sonnekus se Ryk met tyd vir jou speel. Dan gaan ons verder gesels. Ons het ook 'n live gitarist in die ateljee, Anelma, en ons het nie eers bedmusiek nodig nie. Nee, dit is 'n absolute vibe hierdie. Ek is gaande. Nee, ons hou vir julle hier vir nog sommer nog 'n uur hierna. Luister, so Zaan Sonnekus is saam met ons in die ateljee en ek wil vir jou vra, Zaan, as jy vandag weer van 0 af moes begin, sou jy steeds dieselfde pad gekies het? Ja, ek dink so. Dis hy. En hoekom? Like that. Nice. Kyle het hom gefiks met sy mooi gitaarspel daarso. Dankie Kyle, jy is amazing. Ons waardeer dit, hoor. Ja, ek dink ek sou baie goed anders gedoen het. Wat sou jy anders gedoen het? Platemaatskappye. Sonder om te specify, jy weet. Ag, nie eers net dit nie. Ek sou nie so hard wees op myself nie. Vir een definitief. Van die begin af nie. Ek sou meer geduld. Ek sou verstaan wat geduld is. Want jy moet so geduldig wees in die gang. Ek sou meer geduldig wees. Hoe oud is jy nou? 27. Jy is super jonk en toe jy ook begin het in die industrie back in the day nog, was jy nog jonger. So geduld kom met tyd, dink ek. Ek weet nou nie. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Ja. En rock and roll is nie altyd net rock and roll nie. Jy moet hard werk en jy moet toer en jy moet flippen alles gelyk doen. Daai quote kan ek net vir Jack Black sien nou in School of Rock. Ek kan nie eers die band sien nie. Ek sien net vir Jack Black. Anyway. Ja. Nee, ek dink alles gebeur soos wat dit moet. So ek's bly. Hierdie is 'n crazy journey. Dit is. Maar soos jy sê, so dit gebeur soos dit moet. Ja, dit doen. Hoorie, maar wat sou jy sê is jou gunsteling song van jouself? Of dit nou is omdat dit die lekkerste is om te perform of dit is omdat hy die naaste aan jou hart lê? Dis een wat ons nog dalk al een keer perform het. Vingerverf. Dis my favorite. Okay. Nou, hoekom sing jy hom so min live? Hy's te lank uit. Daai sang is 8 minute. Dis okay. Ek weet nie, Queen se liedjies was ook so lank. Dis waar. Ek weet nie, ek dink ons gaan dit begin doen nou. Dit was net nooit die vibe gewees nie. Ons het gehou van die hele set met punk wees, alles moet hard wees. En nou gaan ek kyk of ek my hoed op my kop kan hou. Mense hou ek twyfel. Ietsie ook so tussenin. Ek wil gou 'n bietjie met jou praat en hierdie is dalk nou 'n diep en 'n vlak vraag gelyk, nê, maar ons praat so 'n bietjie van roem en sukses en hier in Suid-Afrika, kyk, ons is nie Hollywood nie, so ons het so 'n proekie daarvan. Maar wat sal jy sê het roem of kom ons noem dit bekendheid in die musiekbedryf vir jou gegee en wat het dit ook terselfdertyd stilletjies van jou weggevat? Sjoe. Kan ek begin by wat ek sou sê dit weggevat het is mense, ongelukkig. Wel 'n paar mense verloor as gevolg van die industrie. Maar is dit wat? Jaloesie? Is dit geld? Nee, is tyd. Ja. Letterlik. Tyd. Kyk, behalwe vir dat ek mis my beste vriend se troue volgende maand. En ek kan nie, ons is geboek. Jy moet kies waar jy wil wees. En hulle het ons al 'n jaar terug geboek en betaal en verstaan jy
al wil jy die shows cancel, jy wil ook nie mense teleurstel nie, maar jy mis jou vriend se troue, jy's te lank weg van die huis af, dan breek jy girlfriend op, of whatever dit mag wees, soos, daar's altyd, jy mis 'n braai saam met die familie op 'n Sondag of op 'n Saterdag, so dit sak, maar ek meen, it's part of the job. Elke sport het maar sy beserings. Elkeen. Dis die prys van sukses. En ons praat baie, ek meen, dis waaroor spoed gaan, dis waaroor baie van die nuwe musiek gaan, is letterlik oor, soos, frek, hierdie is al wat ek wou gehad het, en nou is ek soos, nou mis ek my familie, soos, of whatever, en ons is nie so baie weg nie, maar ietsie soos 'n Desember tour, wat jy want ons is al voor Desember, het ons al begin tour, tot reg deur toe, en jy soos, ja, ek meen, jy begin die mense mis by die huis, en dit is regtig waar meeste van die nuwe songs gaan. Maar wat gee dit dan vir jou? Dit gee vir jou, hierdie is hoe ons oorleef, dit gee vir jou 'n roeping, om 'n manier om te oorleef. Ek sou nie kon lewe sonder hierdie nie. Dit is al wat ek nog altyd wou doen. Dis jou oxygen. As jy my are oopsny, is dit die musiek. Exactly. Ja, so, dis mooi. Hoor jy maar gepraat nou van nuwe musiek, jy bring nou volgende week 13de jou nuwe song uit, Vriende, in tyd vir Valentine's Day. Net betyds. Anyway, en ek het ook gelees, jy het gesê dit is geïnspireer deur die spoed waarteen jou loopbaan en ook jou persoonlike lewe die afgelope jaar verander het en beweeg het. Waar is jy nou in jou lewe, Zon? Ek is ek's happy. Ek's regtig happy met Good. Veral met alles wat op pad is. Jy weet, dis die eerste keer, by the way, dat ek het nog nie eens op social media of enigiets gedeel dat daar 'n song volgende week uitkom. Dit is eintlik 'n surprise drop. Surprise! Okay, dankie aan almal. Hierdie nou as 'n real post. Nee, ek wil net sê, die rede hoekom ek dit weet, is omdat ek oplettend is, want hy het dit een keer gesê op social media, op 'n story, het jy gesê, ja, ek hou vir jou dop. Ek het nie eens dit geweet nie. So, daar was gepost op Instagram, toe het ek dit dadelik gescreenshot en gesê, okay, cool, ek wil met John praat tussen die twee songs. Okay. Want jy het gesê, Selfbewus kom uit, en daar was 'n tweede datum, wat gesê 13 Februarie kom Vriende uit, toe onthou ek. Sy is of skieurig, of sy is 'n stalker. Ek dink sy's 'n stalker. Honestly, kom ons wees eerlik, ek was by die studio in 'n bos, en toe hoor ek dit, toe jy dit sê. Toe sê ek, is okay, cool, en toe bel ek 'n Uber, en toe gaan ek huis toe. Nee, ek sou in elk geval seker maar die naweek, ek kan ook nie opgewondenheid, nou nie, bra, dit is die band se gunsteling song, ons almal se gunsteling song. Rarig dit is, ja. Dit is crazy opwindend. En dit is crazy dat die titel is Vriende, maar dit word hier op Valentine's Dag gedrop, wat ek dink meeste van die liefde vir jou vriende is huge. Maar dis nie waarvoor Valentine's daar is nie baie. Maar vertel waar is Vriende? Waar lê dit in jou hart? Veral as jy sê dis die band se favourite song. Ja, want dit is lekker grungy en dit is net so groovy. Dit is so 'n cool song. Maar ek dink dit sluit baie aan by waar ek jou vraag wat ek nog nie nou eers klaar geantwoord het nie, waar ek is in my lewe is ja, presies hierdie song is eintlik hierdie song sal is 'n geringe blik op wie ek is en gaan presies verduidelik waar ek is in my lewe op die oomblik. Sure, okay. Ek is baie happy met waar ek is. Maar daar's werk wat gedoen moet word. Ons moet in die studio inkom want ons wil die tweede album vrystel. Ja, natuurlik. Nee, ons gaan nou verder gesels met Zaan, 'n geringe blik waar hy nou is. Ek hou van daai mooi Afrikaans, maar hoorie, daar's 'n geringe blik op die verkeer gehou. Groot FM 90.5. Zaan Sonnekus saam met ons in die ateljee. Ja, nee, almal beklei hoor en almal gaan dood. Maar daar's 'n rand van 'n penselwer in die donker as jy net weer kyk en as jy wonder oor die woorde sal ek oor jou skryf. Sal jy wag vir my? Oei, dis my favourite ding, ek luister hom. Hou jy van hoog? Ek luister dit super baie. Ek ken maar lekker. Amazing. Ja, almal relate maar met verskillende goed. Ja. Ek relate met al Zaan Sonnekus se liedjies behalwe die kortste hier, want ek is gewoonlik nie die kortste nie. Maar so lank nie. Maar jy is lank. ek was die kortste op skool Zaan en toe ek dink hier op hoërskool toe raak ek nou 'n bietjie lank, maar op daai noot figuurlik is jy mos nou in 'n ander klas sê jy. Wat bedoel jy met dit? Ek wil nog altyd geweet het. Ek moet jou nou maar vra. Ja, ek bedoel dit nie so nie, by the way. Ek sien aan Nelma se Ek het niks gedoen of gesê nie. Dit is maar presies wat ek sê. Ja. Of figuurlik op 'n hoër versier. Okay. Dit is eintlik, weet jy wat, die song is nie eens oor my geskryf nie. Ek is nie baie lank nie. Kan seker ook nie al sê nie, nee. Weet jy ek het blou oë gehad en ons 10 cm langer. Dan was ek Brennan Piper gewees. Ja, nee, ek hoor jou.
ek het dit eintlik geskryf vir 'n vriend. Hy's 'n professionele bokser, maar hy's so kort. Hy het eendag vir my gesê, hoe voel dit om die coolste vriend te hê? Ek sê, bro, jy's nie die coolste nie, jy's die kortste. Dis die kortste. En ek was besig om gitaar te speel en toe uit die blou tyd te speel ek nou daai ek is die kortste hier. Net soos bietjie gejol en Maar figuurlik op 'n hoë versier. Ja, nee, maar die woord was eintlik en hy was besig om 'n bier te drink. En in die oggend vat ek 'n slukkie bier of wat ook al. En toe dis actually wat dit was. En ja, ek weet nie, baie keer figure ek eers uit waar ek ietsie skryf. Na die tyd. Regtig honestly. Soos met die liedjie wat jy en Bartu gesing het, nê. Ons het nou daarna geluister. Dit is by the way 'n baie cool liedjie. En ek hou ook van die titel daarvan, Ryk met tyd. Ja. So jy sê dit het eintlik ook so half gebeur. Jy en Bartu het gesit in chat en toe kom daar die tweede vers na jou toe later. Presies. Wel, ons het eintlik maar saam geskryf. Vir meeste van ek en Bartu wil 'n song doen vir jare. Ons is al baie lank vriende. En ons het in die studio gesit een aand, seker so die aand of 'n aand of wat voordat ons actually Karl in die studio gekry het met die gitare. Ja. En toe probeer ons net skryf en al wat ons gedoen het is brandewyn drink. Dit so ons het 'n wat meer daai ding as hy 'n time lapse geneem O, time-lapse. Kyle was ook die glas die glas gaan net Die so glas leeg gaan op en af die hele tyd. En ons het met niks uit die studio uitgestap behalwe die ryk met tyd term nie. Soos jy weet ons okay. Sure. Ons wil ietsie skryf oor tyd. Het jy al 'n song, Hallo, sussie. Sissie, het jy al 'n song geskryf en besef jy is dalk nog nie reg om dit te deel nie? Het jy van daai, het jy so 'n boekie? Daar's 'n lys. Ek kan nie wag dat jy hierdie album hoor wat Ek kan ook nie wag nie. Dit is scary. Soos Okay. daar's songs wat al 3 jaar terug klaar is. Klaar gemix en master. Maar hy kort net die regte moment. Hy kort die regte ryk met tyd. Hoekom sou jy sê is 'n mens baie keer sê net maar 3 of 5 jaar later eers bereid om iets te deel? Het sy dit 'n storie of 'n liedjie is? Dink jy dit vat daai helingsproses net so rukkie om vrede te maak met wat ook al dit was en dan sê soos okay, ek kan dit nou maar met die wêreld deel. Presies, want jy trek jouself nogal skaal uit in daai oomblik. En partykeer is jy maar 'n bietjie skaam om te deel. Ja, exactly. Maar dis juist waarmee almal relate, is daai vulnerability, jy weet. Maar dis nog steeds ek wat die woorde sê, verstaan so. Almal is so, kyk hierdie hartseer ou. Weet jy 'n paar mense kom na 'n show na my toe. Of dit gebeur nie meer nie, maar daar het op 'n tyd baie mense na 'n show dan sê soos bro, kan jy 'n bietjie happy musiek maak? Cheer up. Ek's happy. Ek is flippin' happy. Dis hierdie is hoekom ek happy is. Ja, presies, want jy skryf daaroor want jy laat toe dat jy kwesbaar is voor soveel mense, so in dit val dit kan van jou weg. Ja, en as ek saam met in die studio sit saam met die woorde, dis my sielkundige daai. Verstaan, daar's soos waar ek dit is regtig Dis jou terapie. Dit is Dis soos 'n reptiel wat ook moet vervel, jy weet. Presies. Wat nou maar die velle Ja, daar. dis goed gestel. Wat die velle, ek is nou klaar vervel, nou kan ons dit deel met die Van die velle. Nee, goed. In elk geval, hoorie, ek wil jou nou iets vra want net voor jy aangekom het, toe sien ek nou 'n groot storie in die nuus. Jou hond het nou blykbaar vir Trevor Noah gedagvaar nadat hy gisteraand iets by die Grammys kwyt geraak het. Is dit so? Ek het nog nie vanaand met hom gepraat nie. Hy het weggekruip vir my vandag. Mag jy oor praat? Het jy prokureer gesê dis okay om oor te praat? Maar hoe gaan dit met Trump? Dit awesome. Hy is heeltyd in die studio. Dit is eintlik maar wat hy doen. Hy's heeltyd saam Karl in die studio of as ek daar is, hy heeltyd saam my, soos hy wil nie uit die studio uit gaan. Hy's studio dog. Soos hy Dis so ek sê gebeur dit uit soos 'n print op my en toe my net soos begin volg af studio toe en toe sy soos Wow. Hoorie, ek wil nou ietsie persoonlik deel. Ek weet die onderhoud gaan nie oor my nie, maar ek het nou 'n worshondjie gekry. Aha. En daai hond het imprint. Jasper. En is die weerste ding want soos as ek nou shower in die aand of wat ook al, dan hy is nou moeg, hy wil slaap. Dan lê hy nou op die bed, maar dan sal hy nou op die punt van die bed gaan lê en kyk so tot ek uit die stort. Dis ek sê ek is net besig om te shower. Dis 'n bietjie weird. Dis dat Trump doen presies dieselfde. Ek kan nêrens heen gaan nie. Dis eintlik oulik. En dan sê ek soos ry iewers heen as ek terugkom en sit hy nog steeds. En as jy nou toer, wat doen jy met die hond? Ja, ek bel hom video Hoorie call. maar, ek het nou FOMO, kan ek ook 'n storie van my hond? Ja, go. Okay, so Aku van Samurai Jack, a shapeshifting master of darkness. Ja. So Aku, ek het een keer geslaap en toe word ek wakker van dat ek suffocate. Ek was soos toe sy letterlik op my kop gespring en het soos geslaap op my gesig. Okay. Dis al wat ek Maar kan daai sê. liefde, dit is daai Absoluut. onkondisionele liefde. Ja, sy dis wou so waar. naby aan my wees dat sy op my gesig wou slaap. Verstaan jy wat ek sê? En hulle voel aan die dag as jy nie lekker voel nie. Hulle doen hulle ryk. Ja. Ek dink hulle is soos ryk het ek sien in jou sweet. Ja. Nou die dag was ek nie 'n goeie by doen. Ek kon sien haar hond was soos, wat gaan aan met jou? Error. Dat hulle sommer ook
ook in 'n slegte hulle bui. somme ook Dellen. Hoorie Zaan, maar ek dink die tyd al ons nou baie van en ons wil jou nou vir ewig hou, maar aangesien Anelma my nou so lank laat wag het, wil jy en Kaal nie maar nou vir ons net so 'n sneak preview gee van Vriende wat uitkom die 13de Februarie. Ek kan 'n kort stukkie doen. 'n Kort stukkie. Die kortste hier stukkie. Die kortste hier stukkie. Okay. Nee, maar baie dankie Kaal, ons waardeer dit hoor. Gooi hom. Hierdie is die eerste keer wat hierdie sang ooit Geskiedenis. Ons het nog nie eers hierdie ding saam Eksklusief. Hulle het nog eers die release tyd gegee nie en nou het ek en jy dit al gedoen. Weet jy Sorry hoor. wat, die lewe is so kort, wees net present and just enjoy it. Ja. Dames en here, 13 Februarie, sy naam is Vriende. Dit wat my red, maak my ook dood. En daar is seker redes vir die diere op in nood. Rol het op en ruil vir min slaap, min betaling. Dis mos selfs vir liefde. Breek die potlood vir 'n tyd, maar ek het jou naam met pen geskryf. Ek mis jou. Ek mis jou, ek mis jou, nie soos toe jy nog hier was nie. Ek mis jou, ek mis jou, ek mis jou. Nou sing ek net nog 'n stupid liedjie. Kom ons vergeet tot aangename kennis. Hoe vind ek vrede met jou in elke chorus? Ek skryf lelik, maar ek seerlik. En hierdie bladsy het 'n vlek. Te vergeefs, vrye hand. Teken jy ook nog die plek waar die diere op die note nie meer as dit was nie. Daar is redes, en al my vriende weet nog. Ek mis jou, ek mis jou, ek mis jou, nie soos toe jy nog hier was nie. Ek mis jou, ek mis jou, ek mis jou. Nou sing ek net nog 'n stupid liedjie. Kom ons vergeet tot aangename kennis. Hoe vind ek vrede met jou in elke chorus? Ja, ek dink die hele land het nou hoendervleis na daai. Dit is ja. beautiful. Hy's lekker. Is 'n Hoorie, lekker song. hoorie, dit is was stunning. epic. Ek wou nou net sê ek kan nie Lekker, wag om hierdie stupid liedjie Ja, so Zaan, te jy- sing nie. Ja, Want dit is alles ek behalwe. dink jy het bietjie lirieke gesweet die afgelope tyd. Jy Daai wil nie deur my notes gaan nie. Nee. Dit is- Ja, ek wil. Zaan, my gunsteling liriek het ek al klaar in hierdie liedjie en dit is daar waar jy sê ek praat lelik, maar ek is eerlik. Nee, die Daai bladsy moet op het 'n 'n vlek. T-shirt. Daai moet op 'n T-shirt. Ek hou ook van, ek het ook een keer die metafoor gebruik van, jy weet, jy skryf party goed in potlood en jy kan dit uitvee, maar party goed het jy in pen geskryf en you just can't leave the paper. En die Tipex wil nie werk nie. Ek weet ons moet nou eintlik afsluit en ek wou jou vra, jy weet, as jy oor 10 of 20 jaar of 100 jaar as iemand jou songs luister en jou naam hoor, wat hoop jy sê hulle van jou? Maar ek dink eerder ek wil jou in die teenwoordigheid inbring en vir jou vra, wat hoop jy sien jou ma in wat jy doen en in terme van as sy obviously is sy so trots op jou, maar wat hoop jy bewys jy aan haar met dit wat jy doen, met dit wat die God vir jou gegee het en wat sy jou geleer het? Sure, en it's actually crazy want my ma het nooit een van die songs gehoor nie en precies. nooit 'n show, sy het soos een show gekyk, maar sy was baie siek geweest, so sy kon nie lekker by gewees, sy kon nie lekker Dit inneem nie, ja. sy kon nie lekker inneem nie. En so dit ek wens sy kon net sien soos wat soos maar check. Ek dink sy Sy sien doen. dit hoor. Sy doen. Sy doen. Sy doen, sy sien dit, sy's trots en Ek ek kon haar dink reaksie sien nou. Ek Ja, dink ek ook hoor die manier wat jy regtig jou hart en siel sit in elke performance, selfs elke reel wat jy post oor 'n stukkie van selfbewus wat jy gesing het, was elke keer soos hierdie ou voel regtig jy stem saam met wat jy sing en ek dink dit is hoekom ons almal so ongelooflike fans is en aanklank vind by jou manier van musiek maak.
ek dink wat sy sou sê is net soos en sy het dit baie vir my gesê, sy was soos bra, wees net altyd eerlik en maak die musiek wat jy wil maak. Maak die musiek wat jy wil maak. En ek dink sy sou trots wees omdat ons presies dit doen. Ja. Ons is nie in 'n boksie ingedruk of niemand sê wat ek Jy mag is sing net wie nie. jy is. Ja, exactly. En daar's min mense wat dit kan sê. Zaan Sonneke is saam met ons in die ateljee en ook daar op gitaar. Kyle, baie dankie Dankie, Kyle. Kyle. Jy's 'n Kyle, the legend. guitar guy. Voordat ons jou nou Kyle groet, Gas. wil Anelma net vinnig vir jou verduidelik hoe werk die liner wat jy net O, wil vinnig ek? vir ons live asseblief. Jy verduidelik dit beter as ek. Okay, John, fokus. Okay. Ons is nog steeds live, maar jy gaan nou as hy die musiek afsit en ek het opgehou praat, dan gaan jy vir ons 'n liner gooi sodat wanneer ons jou mis en ons speel jou song, dan gooi ons haar liner in. So jy sê, "Hallo, ek is Zaan Sonnekes. Jy luister na Route 326 met Fransjoen en Nalma op Groot FM." Route 326. Ja, want ons saai uit van 3 tot 6, get it? Aha, Boom. I got it. Soos Route 66. Ek wens ek kan ek sê ek wens ek was saam met julle in die studio. Jy Ja, kan jy doen weet net wat dit. jy wil, maak dit Sê vir ons lekker. ietsie mooi. Maak dit 'n Okay. vibe. Dames en here, sê ek dames en Net here. wat jy wil. Sê net hallo. What's up julle, dit is Zaan Sonnekes hier en ek wens ek was saam met Fransjoen en Anelma nou in die studio gewees. Ek mis hulle so baie. Jy luister na Groot FM 90.5 Route 326 362. Diertjie wat reg gelag daai hou dit in. Mis julle, bye. Geniet veilig ry. Sê net gou weer Route 326. Route 326. Is jy besig om my te rekord? Nee, ek gaan dit nou net maar gaan. Ja, ek gaan nou maar net alles edit. Soos wat ek kan Nelma vir die podcast, dan moet Ja, ek alles nou weet- tighter edit. Dankie vir niks en alles gelyk. Hoorie, dankie dat jy reël is, dankie dat Ja. jy hier was en dankie dat jy met ons wonderlike tegniese probleme gedeel het saam met ons vandag en met die reën. Dis wat dit ek snap elke show 'n snaar. Is dit? Ag nee, nou Nee. voel ek beter oor hierdie tegnies. Dis nie veronderstel om perfek te loop. Exactly. Dis Dankie nie perfek nie, Zaan. maar is lekker. Exactly. Hoorie, bly geskakel vir jou nuus om 5. Groot FM 90.5. Maar figuurlik op 'n oor versie.